Goeiemôre. Wat 'n wonderlike dag, lekker sonskyn en die natuur daar buite. Ek wil vanmôre met u gesels oor die onderwerp ontvang deur aksie. As ons deur die woord van die Here lees, dan sal ons sien dat in die meeste gevalle is 'n aksie nodig vir 'n reaksie, om vir God om te reageer, soos byvoorbeeld wanneer ons sonde bely en wanneer ons tot God nader, wat God ons vergewe en wat God tot ons sal nader. En daar's vele ander voorbeelde van waar ons 'n aksie behoort te hê ten einde iemand of iets te laat reageer, om God te laat reageer. En daarom vanmôre die titel ontvang deur aksie. Jakobus 1 vers 22 tot 25 lees ons dat: en word daders van die woord en nie net hoorders wat julle self bedrieg nie. Want as iemand 'n hoorder van die woord is en nie 'n dader nie, die is soos 'n man wat sy natuurlike gesig in 'n spieël sien, want hy sien homself en gaan weg en vergeet dadelik hoe hy gelyk het. Maar hy wat diep insien in die volmaakte wet van die vryheid en daarby bly, hy sal, omdat hy nie 'n vergeetachtige hoorder is nie, maar 'n dader van die werk, gelukkig wees in wat hy doen. Jesus self het ook gesê in Johannes 5 vers 30 dat ek doen niks op my eie as ek nie van my Vader hoor nie. En dit behoort my en u gesindheid te wees, dat wanneer ons in ons lewe elke dag uitstap, om wat ook al op ons pad kom te hanteer, moet dit 'n geval wees van ek reageer op grond van wat ek hoor, wat God se woord vir my sê, wat God in my hart deur sy gees my dring om te doen en hoe om te reageer. Baie mense leef ongelukkig soos wat die samelewing dikteer. Hulle soek die guns en die aanvaarding en die eer van mense. Matteus 6 vers 33 sê vir ons dat soek allereers die koninkryk van God. En dis wat ons behoort te doen, voor ons kyk wat mense se reaksie is, voor ons wonder oor wat mense gaan sê, of voor ons in afwagting is vir die lof en die prys van mense, moet ons sê, wat sal God hiervan sê? Wat sal God se opinie wees? My muur mag dalk vol sertifikate en kwalifikasies, grade, diplomas en so meer hang. En ek mag dalk 'n baie beleerde en beleesde mens wees. Maar as hierdie dinge nie gekoppel is om te hoor wat God daarvan wil maak nie, of hoe God wil hê ek daarmee moet omgaan nie, dan sal dit miskien werk in die tydelike. En dit sal dalk 'n effek hê. En dit sal vir my kennis gee oor die dinge van die tydelike lewe, maar dit gaan nie vir my ongelukkig help. Dit gaan nie ewigheidswaarde hê. So daarom is dit belangrik dat ek nie sal roem in myself nie, maar dat ek God sal die eer gee. Dat baie keer gaan ons in ons studerende rigting, of ons beweeg in 'n rigting waar ons eie drange, ons eie kennis, ons eie begeertes ons heen neem. En dikwels ken ons nie God vooraf in die saak en vra, Here, wat wil u hê moet ek doen nie? Baie keer gaan kyk ons nie, hoe wil God hê ons 'n situasie of omstandighede moet hanteer nie. Ons is nie gedissiplineer om gereeld te bid en Bybel te lees nie, en so God se wil te soek nie. 2 Timoteus 3 vers 16 tot 17 sê vir ons: die hele skrif is deur God ingegee en is nuttig tot lering, tot weerlegging, tot teregwysing, tot onderwysing in die geregtigheid, sodat die mens van God volkome kan wees, vir elke goeie werk volkome toegerus. So aan die hand van die skrif, as ek my studies, my talente, my gawes uitleef aan die hand van God se woord, dan sal dit 'n sukses wees, dan sal dit nuttig wees, dan sal ek effektief en reg kan optree. 1 Tessalonisense 5 vers 17 sê vir ons, bid sonder ophou. Net daai 3 woordjies, bid sonder ophou. Weet, ons moet nie onsself beperk om net soggens en saans te bid nie, dankie te sê en hulp te vra nie. Ons moet nie onsself beperk om net tot skietgebedjies en noodgebede en in tye van probleme te bid nie. Ons moet ook bid in die goeie tye. Ons moet ook bid dat ons
heeltyd God se woord in ons gedagtes sal hê, dat ons bemagtig sal wees om te leef en op te tree daarvolgens. Spreuke 3 vers 5 sê vir ons moenie wys wees in ons eie oë nie. Hy sê ons moet ons onderwerp aan God en ons moet hoor wat hy vir ons sê. Ons wil Sondag skei van die res van die week. Sondag wil ek bemoeienis maak met die dinge van die Here, want dis mos die dag van die Here vir my. Dis hoe ons groot geword het. Sondag gaan jy kerk toe, Sondag doen jy sekere dinge nie. Sondag wil ek betrokke wees by die kerkkoor en by die deurdiens en by watter funksie daar ook al is. Ek is op die rade en ek is betrokke by een of ander uitreik aksies en ek voel baie goed. Sondag trek ek my kerkklere aan en sit ek my Sondagmasker op, sodat mense tog nie sal sien wie die ou is wat in die week op die straat loop nie. En dan wil ek die vraag vra, wat doen ons die res van die week? Dan is ons nie so ernstig nie, want ek is besig met my werk, ek is moeg, het met mense te doen, ek kom met konflik in kontak, ek word uitgedaag, daar's versoekings, daar's allerlei dinge wat op my pad kom, wat my distrect, wat my so 'n bietjie wegvat van die woord van die Here. Want ek moet fokus op my werk, ek moet my alles gee. Maar ek wil vir julle sê dat as ek aan die hand van die woord my dagtaak en my omgang met mense rig, dan behoort ek nie 'n probleem te hê nie. Dan sal ek baie minder uitgeput raak, dan sal ek baie minder verward raak. Ons kan miskien maar net gaan kyk na wat is Jesus se voorbeeld. Jesus se voorbeeld was om jou lewe te leef met God se woord elke sekonde, elke oomblik, vir elke ding. Want daar's 'n antwoord en 'n oplossing vir elke ding in God se woord. Ons moet leer om nie net soggens en saans en Sondag God se aangesig te soek nie. Maar ons moet leer om voortdurend in gebed met God te wandel. Ja, in gebed hoef ek nie noodwendig met 2 oë op my knieë te staan. Nee, gebed kan ek doen terwyl ek ry. Gebed kan ek doen terwyl ek onder die stort staan. Gebed kan ek doen terwyl ek besig is met my werk. Kan ek met die Here gesels. Wanneer ek nie reageer op God se woord nie, kan ek nie aksie verwag nie van God nie. Nie Sara wat hier voor u sien lê. Soos ek gesê het, baie sal dalk seker wonder wat se tipe sade is daar op die bord. Maar dit gaan nie oor die tipe sade nie, dit gaan oor die toestand van hierdie sade. Hierdie sade lê dormant. Hulle is nie vrugdraand nie. Hulle het hulp nodig om in die regte omgewing te kom vir ontkieming en om vrug te dra. Ons het soms ook hulp nodig van medegelowiges om in 'n omgewing van ontkieming te kom, om te help met ons ontwikkeling, om ons in die geestelike grond te kry waar ons kan groei en ontwikkel. En dis hoekom dit belangrik is dat ons geestelike byeenkomste sal bywoon, waar ons nie net onderrig word nie, maar waar ons geïnspireer word, waar ons kennis ontvang van hoe kom ek in die omgewing van waar ek kan ontkiem en vrug kan dra. Die woord is nodig om vrug te kan dra, want dis die bemesting, wil ek amper sê, wat ek nodig het om my te laat groei, optimaal. Ons is dikwels soos hierdie sade in ons lewe, dormant, nie vrugdraand nie. Mense kruip weg, as hulle deur moeilike tye gaan, as dinge op hulle pad kom, dinge met hulle gebeur, hulle skaam, hulle het 'n gebrek aan selfvertroue, hulle voel hopeloos. Maar ek kan vandag vir julle sê dat as u nie gaan opstaan en 'n aksie gaan hê, sodat God kan reageer nie, dan gaan u soos die man van Bethesda, by die bad van Bethesda, wat 38 jaar lang gewag het vir iemand om iets vir hom te kom doen. As u verwag dat iemand anders u gaan help groei, om iemand anders u gaan optel en ronddra, dan gaan u dalk lank wag, dan sal u moet wag vir 'n wonderwerk van Jesus. En interessant dat in daardie geval sê hulle, hy het met die man wat 38 jaar is gepraat. Ons lees nie dat hy al die ander ook genees het nie. So, kom ons staan op
Kom ons doen iets. Miskien is ek vandag werkloos, miskien gaan ek deur 'n moeilike tyd in my huwelik, miskien gaan ek deur moeilike omstandighede by die werk, miskien is my finansies nie so lekker nie, wat ook al die rede daarvoor is. Maar wanneer ek opstaan en iets doen, weet jy, dit gaan nie altyd oor die geld wat dit genereer nie, maar as ek opstaan en ek gaan sny my gras, as ek opstaan en ek gaan was die huis se vensters, ek gaan was my motor, en jy kan vir my sê, ja maar Gerard, vensters was is 'n vrou se werk, en dis arbeiderswerk, dit maak nie saak wie se werk dit is nie, op hierdie oomblik, as jy hopeloos voel, as jy in 'n hoekie sit, is dit jou werk om op te staan en dit te gaan doen, maar weet jy wat? Dit gaan jou selfbeeld verbeter, dit gaan jou selfvertroue, jy gaan weer na waarde voel, want jy het iets positiefs te doen. Jy gaan raak gesien word. Jou gewilligheid, jou bereidwilligheid om selfs die nederige te doen, gaan raak gesien word. God gaan jou eer, want weet jy, wanneer daar 'n geleentheid op jou pad kom, sal jy gereed wees, omdat jou ingesteldheid, jou attitude, reg is, om daardie geleentheid aan te gryp. Jy sal gereed wees. Jy sal nie sê, o gee gou vir my tyd, laat ek net eers gou gereed maak nie. Jy sal reeds gereed wees, as jy opstaan en iets begin doen. Hierdie sade kan vir die volgende 5 of 10 jaar nutteloos hier lê en geen vrug dra nie, geen doel hê nie. Nie vermeerder nie. Nie dit waarvoor hulle geskep is, daai potensiaal ontwikkel nie. Tensy mif of natuurlike afbreek voor die tyd intree, sal hulle oor 5 jaar nog steeds net so lê. Lukas 5 vers 5 sê vir ons, en ek wil tog net vir u lees, net gou 1 Tessalonisense 5 vers 5 gelees, ek wil gaan na Lukas 5 vers 4 en 5, ekskuus. Daar wil ek vir u sê dat u vertroue en geloof moet hê, ondanks twyfel. Die gedeelte gaan oor waar die disippels, die eerste disippels het gegaan om te gaan visvang, en die volgende dag het Jesus gekom en het gepreek, hy het gevra vir Simon Petrus dat hy van 'n boot beskikbaar stel, en hy het die mense toegespreek, en toe hy klaar was, het hy vir hom gesê, en toe hy op hom het spreek, sê hy vir Simon, vaar uit na die diep water en laat julle net 'n sak om te vang. En Simon antwoord en sê vir hom, meester, ons het die hele nag deur hard gewerk en niks gevang nie, maar op u woord sal ek die net laat sak. Op u woord sal ek die net laat sak. Jy sien, hy kon geredeneer het gesê, ek ken die waters, ek ken die omstandighede, ek ken die weer, en al die redenasies gehad met God, soos wat ons dikwels het, wanneer ons in partykeer teruggaan en iets oordoen, of weer gaan doen, wat miskien een keer gefaal het. En baie keer verwag God van ons om weer te gaan, en weer die net te laat sak, ten einde sukses te bereik. Want jy sien, dit neem vertroue en geloof in God se woord, om die teendeel, om die twyfel te bestraf. En daarom wil ek u vandag bemoedig, en vir u sê dat soos ons lees in Johannes 5 vers 30, wat Jesus gesê het, ek kan uit myself niks doen nie, soos ek hoor, oordeel ek, en my oordeel is regverdig, omdat ek nie my wil soek nie, maar die wil van my Vader wat my gestuur het. As ons vandag wegstap hier, met die gesindheid van, ek wil nie my wil nie, maar God se wil leef. Ek wil God se woord uitleef, ek wil God se woord bestudeer, en ek wil God se woord deel maak van my dag tot dag bestaan. Ek wil niks doen, as ek nie hoor God sê vir my dit nie. En om daardie ingesteldheid te hê, beteken ek moet 'n verhouding hê met Jesus Christus. Ek moet bid, ek moet Bybel lees. Ek moet in die gemeenskap van gelowiges kom, sodat ek kan bemoedig word, dat mense kennis neem van my, dat mense bewus is van my. Ek kan nie gaan sit wegkruip in 'n donker hoekie, omdat ek bang en hopeloos voel nie. Ek wil vandag vir jou sê, staan op, doen iets om rondom jou huis, doen iets vir iemand, jou bure. Net om jouself te help, om menswaardig te voel, om jou selfbeeld te verbeter, want dis hoe jy dit gaan regkry. Nie wanneer jy sit en staar na 'n TV of jou foon nie. Skakel daardie goed af.
Jy kan dit weer aanskakel en God sal die regte oproep laat deurkom op die tyd wat jou foon aan is. Hy sal nie daardie geleentheid laat aankom wanneer die duiwel vir jou sê, jy kan nie jou foon afsit nie, want sê nou iemand bel nie. Kry die distractions uit jou lewe uit. Klim in die boot, gaan na die diep water en laat sak die net. En kyk wat God vir jou kan doen. Reageer, bring 'n aksie, sodat God kan reageer daarop. Mag jy 'n geseënde dag en 'n geseënde week hê. Mag jy nie net vandag die Here loof en prys nie, mag jy hom elke dag in alle omstandighede, maandag tot maandag, mag jy hom prys en loof, want God is goed.